Kom ons bid saam dat die Here sy woord vir ons sal open. Here, baie dankie dat u woord vir ons in ons taal gegee het, in ander se taal gegee het, sodat almal van ons op 'n manier kan kommunikeer met u, kan lees, kan begrip hê. Maar dankie Heilige Gees dat u uitgestort is, sodat ons nie net by begrip kan volstaan nie, maar dat ons deel daarvan in ons lewe kan beleef, en dat dit deel van ons kan raak. Dat u woord lewend in ons en deur ons kan werk. Dankie Jesus dat u as die woord gekom het om vir ons lewe te gee. Dankie Vader dat u vir ons so baie omgegee het, dat u as ouer vir ons soos 'n moeder beskerm en omgee en vir ons lewensmoontlikhede gee. Dankie dat ons vandag op 'n Moedersdag kan saam met mekaar sê, ons is lief vir u. En dankie vir u liefde vir ons. Wil jy asseblief nou deur u woord vir elkeen van ons op 'n manier aanraak, sodat ons deur die teenwoordigheid van u Heilige Gees, die saamwees met mekaar as gemeenskap van gelowiges, die saam lof bring en saam bid, die saam omgee, vervuld kan uitbeweeg, om vir hierdie wêreld ook liefde te gee. 'n Wêreld wat stikkend is, soos genoem, deur die oorlog en al die goed wat sleg is wat gebeur. Dankie dat u ook vir ons daarvoor gebruik om hoop te bring. Amen. Vriende, verlede Sondag het Dr. Gert Forster gesels oor leef vandag, leef ten volle en leef betekenisvol. En baie keer sit mense juis en haak daar vas om daarby uit te kom, omdat hulle sukkel met 'n vorm van angstigheid, en daarom het ek vandag se tema gekies en die woorde gebruik, aksie teen angstigheid. Nou daar kan boeke daaroor geskryf word, daar word intussen boeke oor angstigheid en dies meer geskryf. Maar ek wil dit in 'n spesifieke konteks skryf, na aanleiding van ons skrifgedeelte, en daarom gaan ek nou nie 'n hele formele verhandeling vir jou gee nie. Jy kan dit by Grok kry, jy kan dit by ChatGPT kry, jy kan dit by Google AI kry, jy kan dit waar ook al kry as jy meer daarvan wil weet. Ek wil net so 'n inleiding maak om mekaar net aan te raak en te sê, kom ons dink 'n bietjie oor, hoe hanteer ons angstigheid? Wie van julle het 'n ervaring gehad dat as jou maag koud gekry het, jy skielik ook 'n trui moet aantrek? Ek onthou nog, dis nou wintertyd, so dis my sommer daaraan laat dink. Ek onthou nog dat een van die tye was, en Beaufort West kan nogal koel raak of koud raak, is dat ons nog lekker buite speel en roep, maar en dan ontbreek sy ons intense spel, want ons is of besig met Cowboys en Crooks, of wat ons ook al altyd gespeel het. Ek weet nie wie van julle onthou nog die Cowboys en Crooks fase nie, maar in elk geval. En dan moet jy net inkom om 'n trui aan te trek. Jy mag weer uitgaan, maar jy moet nou net jouself daarom jou mondering anders kry. Maar wat ek besef het om vir jou kind te sê, trek 'n trui aan, wys eintlik op iets diepers, en dis om te beheer wat jy kan beheer. Dis om te beheer wat jy kan beheer. Jy kan nie die weer beheer nie, al wil jy hoe. Maar jy kan ten minste beheer hoe jy die weer gaan hanteer. So 2 opmerkings oor angstigheid. Die een gedagte is, wanneer mens voel dat jy nie beheer oor 'n situasie het nie, dan ontstaan daardie gevoel van angstigheid. Maar daarmee saamgekoppel, wanneer jy nie iets doen aan die gevoel waaroor jy angstig is nie, dan ontstaan stres. En dan raak dit nog 'n dieper situasie. So stres ontstaan omdat jy nie iets doen aan jou angstigheid nie. Jy kan byvoorbeeld wel 'n plan van aksie byvoorbeeld uitwerk. Oomblik as jy 'n plan het, dan verminder jou stres en daarmee jou angstigheid. Want jy het iets begin doen daar rondom. Of om net te bid. Want as jy bid, dan doen jy iets aan jou stres. En dit verminder jou angstigheid. Om terug te keer na angstigheid, ons het vir maande vooraf, of 2 maande vooraf, het Santorini begin met aardbewings, aardtrillings en al dies meer. En wat gebeur het is, ons het 'n 2 weke oorseese groep vir 2 weke oorsee geneem, wat onder andere by Santorini sal aandoen, nadat ons die skeepsvaart in die Mediterrane See by verskillende eilande en dies meer het. En wat toe nou gebeur met Santorini is, ons sou van Athene af met 'n ferry na Santorini toe gaan en daar 3 dae bly. En so begin Santorini met aardbewings en skuddings.
En op die vliegtuig vanaf Santorini nou onlangs, toe vra ek vir die jong dame wat langs my sit, hoe het hulle dit beleef, want sy is 'n persoon wat gebore is en leef op Santorini, en die regering het gesê, hulle moet die eiland ontruim. So toe ons nou daar was die swembaddens nou besig om weer vol gepomp te raak. Santorini lyk soos huisies wat teen 'n berg afgebou is, maar dit hang aan die rand van 'n massiewe krater. So dit wat jy daai water waar jy sien waar die skepe lê, is eintlik die binnekant van 'n groot vulkaan. En hulle groot vrees was, as jy by Santorini is, daar is so een donker eilandjie, daar trek nog altyd rook uit. Dis nog al die jare is dit warmwaterbronne. So mense gaan soontoe, niemand bly daar nie, maar hulle gebruik dit as warmwaterbronne. Maar dan onderin die deel wat hulle die caldera noem, hierdie diep een, is 'n vulkaan wat hulle so bang is, dit gaan uitbars, as eintlik 'n tweede een ook nog. Maar hulle is nog al die jare bang, maar dit het in baie jare nie uitgebars nie. So jy kan nou dink, toe hierdie Santorini begin beef met die tektoniese plate wat skuif en al dies meer, toe sit nie net 'n skudding nie, dis skuddings aan mekaar. En die dame langs my in die vliegtuig sê vir my, ons grootste dilemma was, ons het seesiek begin raak op die eiland, wat hy het nie opgehou skud nie. Mens dink nooit daaraan nie. Hy het aangehou, die tremors, die bewegings was aanhoudend. So ek en Wilma hou toe heeltyd dop, want dit het baie implikasies. Ek bedoel, onmiddellik moet jy jou vlugte verander, onmiddellik moet versekering skop, onmiddellik moet jy ander planne maak. So ons hou die heeltyd vir Santorini dop. En so 2 weke voor dit begin die goed bedaar, afneem en dis meer, uiteindelik kry ons nuus, nee, ons kan weer met die groep Santorini toe gaan op die ou end. En toe, in die wat ons nou met die skip vaar tussen die eilande en ons op 'n sekere plek land by Istanbul, gaan ek sê in die Grand Bazaars, nou die dames sal hou van die plek, hoeveel duisend shops is daar wel? 14.000. 4.000 shops. Daar is van julle wat saam met ons al daar was. Jy shop till you drop. Al wat jou keer is die beperking wat hulle sit op jou bagasie, want jy mag net 23 kg op die vliegtuig het, anders moet jy ekstra inbetaal. Maar as jy nou in 'n vallei van versoeking ingestap het, dan moet jy nou in die Grand Bazaar instap. Maar so kom ons nou uit by die Grand Bazaar, want ons het die slag nou van die skeepsterrein af ingekom, en van die hawe af, en ons vat een van hierdie metro trams wat ry, want die verkeer is net terrible daarso. En so jy vat 'n taxi en het vat jou 2 ure om by die plek uit te kom waar 'n tram jou net letterlik 20 minute vat. In elk geval, en toe ons uitkom op die plein, die volgende oomblik begin die aarde onder ons bewe. Wilma vra vir my, wat is dit? Ek sê vir haar, dis 'n aardbewing. Maar ek dink so half niks daarvan nie, want dit voel weird, maar ek besef dit moet 'n aardbewing wees. Want hoekom ek so sê is, my ouma was with it. My ouma, terwyl sy van Moedersdag praat, my ouma, hulle het in Germiston gebly. En so vat my pa, ma, ons 1 jaar gaan kuier ons daar, en toe voel ek vir die eerste maal 'n aardbewing. En dit is daai myne, die van julle wat uit daai wêreld uitkom, as hulle skiet daaronder, dan kry jy ook daai gevoel, dat iets begin vibreer in die huis. Ken julle dit? Ja. Maar ek net so kant aan teenoor my ouma. My oupa was 'n ou apostoliese kerk. En my aangetroude oupa, want sy is weer getroud, die ander een oorlede is. En as oupa weg is, as ons in die huis is, dan moet alles baie prim en proper wees. Jy kan nie vakansie gaan as die priester nie gesê het jy moet gaan nie. So jy moet eers goedkeuring by die priester kry om te kan wat ook al doen. Maar as oupa weg is, dan sit ouma LM radio aan. Onthou julle nog dit? Daai tyd het die ou groot radio's nog met sulke buise en goed binne, en ek weet nie wat daarin was, maar in elk geval gewerk. En toe vat ouma vir my en my broer, en daai tyd was my hare kort gesny. Kyk, toe ek getroud het, was dit vas my hare op my skouers gehang, so dit sal julle sal mee glo nie, maar anyway. En my ouma sê vir my pa, sy bel hom en sê jy laat sny nie die kinders hare ooit weer so kort nie. En was mos net short back and sides uit dit. En dan sit sy vir LM radio aan, en dan gaan sy, en daai tyd kon jy, ek weet nie wat die bedrag was, jy 'n klein bedragie betaal, dan gaan sit jy in 'n fliek wat heeldag wys. Die een fliek op die ander. Daar's van julle wat koppe knik wat dit ken. En dis die eerste maal in my lewe wat ek toe vir Elvis Presley ontmoet het. Nie in persoon nie, maar in elk geval. So daar het my lewe verander in standaard 8. Nou sit julle met die gevolge daarvan. Maar anyway. Maar so ons het in Germiston die gevoel gehad, so ek het die gevoel teruggekry van die aardbewing.
Die trein het onmiddellik gaan staan. Ons is nog op pad na hom toe, maar al stop. Die verkeer stop, you name it stop. En die volgende oomblik storm mense uit die gebou uit, mense wat in 'n restaurant werk met hulle klere, almal storm uit. Van ons mense het agterna vertel dat die winkeliers, hulle was te diep in die kreinbazaars en die winkeliers het so oor hulle gaan staan om hulle te beskerm. En toe ons uiteindelik op die tram is en weer begin beweeg, wat die elektrisiteit aan die gang kom weer, toe sien ek vir eerste maal in my lewe, ek het nou al baie mense gesien op selfone sit, oral se al goed, maar duisende mense, want almal is buite, duisende mense, kyk of na 'n selfoon, of praat op 'n selfoon, of jy kan sien is besig om iemand te probeer bel. Wat ek nie besef het is, 2 jaar gelede, is duisende mense dood, in 'n aardbewing wat in die meer noordelike kant van Turkye plaasgevind het. En daar het ook in Istanbul mense gesterf. In die geval is 150 beseer, want hulle het gebou uitgespring, want hulle was bang hulle kom iets oor. So hulle is gelukkig nie dood nie. Maar dit was 'n baie weird gevoel. Iemand vra vir my, was jy angstig? Ek sê nee, want ek het nie geweet wat moet ek verwag nie. Want daai oomblik is net daar. En gelukkig as 'n mens op daai punt is waar jy is, en dan kan jy planne maak, want jy's in die oopte, maar as jy binne 'n gebou is, is dit uiteraard 'n ander situasie. Dis hoekom die mense uitgestorm het en al dies meer. So dit was nou die ervaring wat ons daar gehad het, en wat ek wel beleef het met al die mense wat bel, is hulle almal probeer, dis die angstigheid wat onmiddellik inskop, is my familie okay? Het julle dit ook beleef, daai effek? Staan ons huis nog? Nou ons het nie veel van die goeie, die van julle wat sal onthou, Tilbag het jare gelede so iets gehad, ek weet nie of het kan nie onthou of waar tussen so iets was weer nie, ek dink ons het 'n tremmer so liggies ergens, een of ander tyd iemand gesê, nou so tydjie terug gehad, maar dis 'n ander vorm van angstigheid, dis iets waar jy regtig voel, jy nie beheer oor het nie, en die gevolglike is, jy doen wat jy kan, maar daar's ook vrees by, want jy vrees vir jou lewe uiteraard. Nou, ons is goddank nie elke dag in daai tipe situasie nie. Maar ons almal het elke dag situasies wat ons wel angstigheid mee kan assosieer. Iets wat jou net skielik ontstel. Jy kry 'n WhatsApp, wat skielik kan jy sien die persoon se gesig verander, raak wit letterlik, soos die bloed verander. Maar angstigheid is daai verdedigingsmeganisme wat jy het, wat jou lyf absoluut op 'n gereedheidsgrondslag plaas, sodat jy kan planne maak, sodat jy kan dink, sodat jy kan wat ook al. En hulle noem die ou respons daarvoor, noem hulle die veg, vlug of vriesrespons, want dis wat al die jare gebeur het in terme daarvan. Maar wanneer angstigheid in jou lewe bly aanhou, moet jy asseblief 'n professionele hulp gaan soek, want dan beteken dit, as daardie voortdurende angstigheid en jy nie iets daaraan kan doen in terme van 'n situasie nie, dan is dit iets dieper liggends, dis iets chemies wat ook 'n rol begin speel by jou. So jy moet asseblief dan professionele ander hulp ook gaan soek. Maar volgens die Wêreldorganisasie, Gesondheidsorganisasie, ly 264 miljoen mense op hierdie aardbol, en dis net die waarvan hulle weet, aan angsversteurings. In Suid-Afrika alleen, het ek nagelees, is tussen 8 en 10% mense ly voltyds aan angsversteurings. Nie eens net once in a while nie. So dis 'n ding wat ons aardbevolking tref teen 'n tempo, en soos ons nou nog gepraat van die oorlog, goed wat jy nie sien, al die goede, dit lig die gevoel van, wow, is ons gereed vir iets, dit lig die gevoel van moontlike angstigheid. En veral in Suid-Afrika, waar misdaad en onsekerheid oor die toekoms, ekonomiese druk, en elke dag se uitdagings besondere eise aan mense stel, is angstigheid ook nogal iets waarvoor mense nogal jou oë moet oophou. So dis iets wat by almal vir ons een of ander tyd kan gebeur, en dalk aan die gebeur is. In Jesus se verhaal, wat ons nou gaan saamlees, lees ons dat 'n ma angstig is oor haar kinders se toekoms, en lees ons hoe Jesus daarop reageer. Ek sê weer, ons kan 'n klomp preke oor angstigheid in die hantering daarvan maak, ek wil net 'n enkele aspek daaroor uitlig. So kom ons lees saam Matteus 20 vanaf vers 20 tot 28. Toe kom die vrou van Zebedeus met haar 2 seuns by Jesus en kniel voor hom om 'n guns te vra. Wat kan ek vir u doen, vra hy vir haar. Beloof my, sy sê vir hom, beloof my dat hierdie seuns van my in u koninkryk langs u mag sit, een aan die regterhand en een aan die linkerhand. Toe antwoord Jesus, julle weet nie wat julle vra nie, kan julle die lydensbeker drink wat ek gaan drink?
Ons kan, antwoord hulle. Toe sê Jesus vir hulle, ja, my beker sal julle drink, maar om aan my regter en my linkerhand te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die, vir wie my Vader dit gereed gemaak het. Toe die 10 ander disippels dit hoor, julle kan klaar hoor, dis die disippels waarvan ons hier praat, 2 van die disippels. Toe die 10 ander dit hoor, was hulle kwaad vir die 2 broers. Jesus roep hulle toe nader en sê, julle weet dat dit by die nasies so is, dat die regerders oor hulle baas speel, en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik, maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees, en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die seun van die mens. Seun van die mens is die term wat gebruik word vir Jesus as verlosser. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Die een punt wat ek wil uithaal is om te sê, dat wanneer mense angstigheid begin hanteer, dan gaan dit oor 'n skuif van die soeke na sekuriteit, na aanvaarding en aanbidding. Dit gaan van die soeke na sekuriteit, na aanvaarding en aanbidding. Dis die gereedskap waarmee jy dit hanteer. Hierdie ma wat die topposisies vir haar kinders hê, en die seuns waarvan gepraat word is Jakobus en Johannes, 2 disippels saam met die ander 10. En die ma se versoek is glad nie vreemd nie, want 'n mens wil graag die beste vir jouself en vir jou kinders en jou nageslag hê. Ons wil die toekoms in 'n sekere sin probeer beveilig vir hulle. Maar Jesus se antwoord ontbloot hierdie angstigheid wat hier ter sprake is. En dan sê Jesus, julle weet nie wat julle vra nie. So angstigheid wat hier aangedui word per implikasie, word nie beveg deur veiligheid te soek of in 'n posisie van beheer te wees nie. Natuurlik was die ander disippels kwaad, want hulle wou ook langs Jesus gesit het. Ek bedoel, after all, hy was hulle leier. Dis menslik. Maar Jesus keer hier die hele mag en posisie om, want mag en posisie waarborg jou nie. Gee nie vir jou veiligheid nie. Oornag kan jou mag, oornag kan jou posisie verander. Of daai posisie nou finansiëel is, of in watter aard ook al. Daarom Jesus sy disippels, in vers 26, en daarmee vir ons, elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. So wat Jesus besig is om mee te doen, is om vir mense praktiese raad te gee en te sê, jy moet doelbewuste diens lewer. En die navorsing deesdae in die positiewe sielkunde ondersteun dit. Persoon met die naam van Paus, hy skryf op 'n stadium in Altruism, Happiness and Health, sê, it's good to be good. Want wanneer jy ander help, dan op 'n manier gee dit vir jou 'n gevoel van minder angs vir jouself. En het jy sterker sin van 'n doel in jou lewe. Wanneer jy ander help. Want wat gebeur wanneer angstigheid? Angstigheid laat jou binne kyk. As jy ander help, laat dit jou buite kyk. So al kyk jy na jou gesin, al kyk jy na wat ook al om te help. En daarom sê Jesus in die volgende verse, so is dit ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir ander. En hier is die sleutel dan met antwoorde. Dit kan 'n klein gebaar wees, maar dit gee vir jou die gevoel van veiligheid, van beheer, wanneer jy iets doen wat rigting gee na aanvaarding. Dis my situasie en aanbidding. Ek vra vir die Here, het die hulp. Daarom sê Jesus, God sal besluit wie sit waar in die koninkryk. Ek het vir myself hier neergeskryf, aanvaar aardse onsekerheid en vertrou God vir die regte uitkoms. Iets wat baie interessant is in die sielkunde wat hulle al meer agterkom is, as jy 'n naam kan gee vir jou angstigheid, dan haal jy baie van die krag daarvan weg. Jy moet nie sê, ek is angstig nie, dan raak dit jou identiteit. Jy moet sê, ek voel angstig, en dan kan jy sê wat die naam van die angstigheid is. Vrees vir dit, vrees vir dat. Want die oomblik as jy dit 'n naam gee, julle, dis soos 'n dier. Die oomblik as jy daai ding 'n naam gee, dan raak dit 'n familielid. Een van my vriende het 'n kalf gekry wat hy vir Kersfees wou offer
vir die ete vir die familie, maar toe gee hulle ongelukkig vir die kalf 'n naam. Toe sê hy, daar is 'n manier wat ons hierdie kalf kan slag. Maar dit werk interessant in die naam gee rondom angstigheid ook so. So, jy aanvaar, hier is 'n onsekerheid. Jy moet vir jouself erken, want om weg te druk help nie daarmee nie. Maar die aanvaarding gaan daaroor om met 'n naam te gee en dan vir God te vertrou vir die regte uitkoms. Prakties gesproke beteken dit dat jy kan vra, is dit iets wat ek kan oplos, indien nie, is dit iets wat ek aan die Here kan vra, sodat die Here in sy tyd dit vir my kan help oplos, en dan met Jesus te bly gesels en gebed daaroor. So jy skuif dus jou angstigheid van daardie sekuriteit soeke in die rigting van aanvaarding en aanbidding. My tweede gedagte daarmee saam, is dan juis die teenmiddel vir angstigheid, wat diensbaarheid is. Destyds was een van die groot militêre leiers, wat ook die eerste keiser of emperor of wat ook al van Frankryk geraak het, Napoleon Bonaparte, en hy skryf op 'n stadium, Alexander, Caesar, Charlemagne en ek self het koninkryke gevestig, maar waarop het hierdie skepings van ons genialiteit berus? Op geweld. Jesus het sy koninkryk net op liefde gebou, en tot vandag sal miljoene vir hom sterf. So wat hy wil deurgee is dat wanneer liefde wat oorgaan tot dade, dat dit vir mens help om hierdie logika van mag en posisie wat sekuriteit om te swaai, want dit vrywaar jou nie van angstigheid nie, maar juis om 'n dienaar te word in hierdie kring en doelbewus, doelgerigte diens te lewer. En die goeie is dan, soos ek gesê het in terme van post, om die goeie te bly doen. Dit kan so klein wees soos om 'n WhatsApp vir iemand te stuur, sodat elke slag as jy die gevoel van innerlike worry kry, as ek so kan stel, stuur vir iemand 'n WhatsApp van bemoediging. Want in die proses help jy ook jouself, maar saam daarmee bid ook. Bid ook. Dit gee vir jou die gevoel van ek doen iets om die situasie. En Jesus se deurbreek was die uiteindelike deurbreek van die angs van die onbekende. En die grootste onbekende is uiteraard die dood. En daarom het hy in diens van die dood, in diens van God het hy deur die dood gegaan en diens vir ons kom lewer, sodat ons ook kan diens lewer aan ander. Jurgen, hulle het nou 'n klomp opstandingsliedere gesing, dis juist so goed wat vir ons lewe gee, omdat Jesus uit die dood het opgestaan het. En daarom kan ons juist dankbaar wees vir hierdie moeder, wat vir haar 2 seuns se toekoms wil verseker, want sy herinner ons deur haar optrede, om te hoor dat Jesus ook aandui, hoe ek en jy ons angstigheid kan hanteer. En daarom laat ons geïnspireer word om te skuif van 'n soeke na sekuriteit eerder na, dis die situasie, hy hoef nie so te bly nie, maar ek moet eers net aanvaar, dis die situasie, en vir God te aanbid vanuit my situasie. En tweedens daarmee saam, om diensbaar te word in daardie oomblik. Want die oomblik wat jy vir iemand help, oomblik wat jy vir iemand bemoedig, verlig jou eie angstigheid op 'n manier. Daarom mag ons, soos Jesus, leef met 'n hart van vertroue en diens, en mag God se vrede wat alle verstand te bowe gaan, ons harte en ons gedagtes bewaar, in Christus Jesus, van angstigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons het genoem dat 'n mens jou angstigheid 'n naam moet gee. Gee dit net 'n naam. Gee jou bekommernis net 'n naam. En gee nou hierdie bekommernis of angstigheid vir Jesus in gebed. Here, ons wil almal in 'n plek van sekuriteit wees. Ons wil almal weet wat aangaan. Ons wil almal U genade en guns so in oormaat ervaar, dat ons angstig raak as dit nie gebeur nie. En daarom wil ons vra, kom asseblief ons angstigheid te hulp, sodat ons ook betekenisvol kan leef en dit kan uitdra deur diensbaarheid, deur te weet, U kan iets daaraan doen. Het selfs daardie disippels, toe hulle die lyding moes beleef, om in U naam te sterf, het U
hulle bygestaan, was U by hulle. En U is nou nog by ons. Dankie daarvoor. Ons bid dat U die magte van die wêreld so sal rig en bestuur dat daar vrede sal kom. Hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan. En dat daar ingryping sal kom op makrogebied, die wêreld as geheel, maar ook binne ons land, binne ons gemeenskap, binne ons huisgesinne. Dankie vir moeders. Dankie dat U moeder ook tot die einde by U was op aarde. Dankie dat U ook vir haar God is en was. Amen.